Here, wanneer die wêreld rondom ons so die mekaar is en ons rondskarrel en ons wonder waar ons hulp vandaan kom, dan weet ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons hulp kom van ons God wat getrou bly tot in ewigheid. Ons hulp kom van ons God wat nooit die werk wat hy in ons lewens begin het, sal laat vaar nie. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, want dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons is besig met 'n reeks ontwrigtende ontmoetings met Jesus. Dit is ontmoetings met Jesus wat mense se lewens totaal en al verander het. En vanoggend is ons by Markus 9 van vers 21 tot 24. Dit begin eintlik daar by hoofstuk 14, vers 14. En dit gaan oor die pa wat kom hulp soek by Jesus oor sy seun wat deur hierdie bose gees besete is, en 'n pa met 'n twyfelende geloof. Hierdie gedeelte begin daar waar die groot mense weer rondom Jesus is en die skrifgeleerdes weer met hom in redenasie is, en dan kom daar skielik 'n man na vore, wie se seun, ons lees hier op vers 17, wat die seun is deur 'n gees besete wat hom stom maak, en elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer en dan kry hy skuim in sy mond, hy kners op sy tande, sy spiere trek saam. En dan sê hy vir Jesus, en ek het vir die disippels gevra om te kom help, om die gees uit te drywe, en hulle kon nie. En dan sê Jesus vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. En dan lees ons in vers 20, hulle die seun na hom toe gebring, en net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun gewelddadige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit dat dit hom al oorkom? Van kleins af, antwoord hy, en baie keer die gees hom al in die vuur en in die water gooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my waar ek nog ongelowig is. En dan spreek Jesus die gees aan, en die gees verlaat op die ou einde hierdie seun. In die 80er jare het E.L. de Villiers 'n boekie geskrywe met die naam van Wat dra my deur 'n krisis? Nou ons almal weet wat 'n krisis is, en dit lyk vir my hoe ouer ons word, of die krisisse al hoe meer oor ons begin rol, krisisse waaraan jy nie eens gedink het toe jy jonk was nie, maar waarmee jy elke dag te doen kry. Kroniese siektes soos hoë bloeddruk en diabetes en artritis wat maak dat jy al hoe moeiliker beweeg, en dan kom daar op 'n stadium wat jou kinders jou sleutels van jou wegneem dat jy nie eers meer kan ry nie. Hierdie verminderde mobiliteit en gebrek aan energie. En dan kry mens baie keer ook te doen met dinge soos Alzheimer's en hierdie kop wat net nie lekker meer wil werk nie, die krisis wat dit veroorsaak, waar's my bril wat ek neergesit het, waar's die remote van die TV, dit voel net of jou wêreldjie rondom jou al hoe meer benoud raak, en dan hierdie eensaamheid, isolasie wat 'n mens beleef hoe ouer jy word, jou vriende, jou lewensmaat sterf, jou kinders woon ver of is te besig, verlies aan jou eggenote, en jy voel net so, op die ouende bly ek alleen agter. Dan die krisisse van stygende lewenskoste en mediese uitgawes wat verhoog, en dalk die verlies aan 'n identiteit. Nou dat ek afgetree het en nou nie meer ergens is en hoort en belangrik is en noodsaaklik is nie,
Hier is ek nou. Hierdie gebrek aan identiteit, die krisis wat dit veroorsaak. En dan natuurlik ook gebede wat nie beantwoord word nie. Die tye wanneer jy juis in jou grootste krisis is en vir Jesus vra en vir God vra, help asseblief. Dan voel dit asof jou gebede nie beantwoord word nie. So as ek vanoggend vir jou vra, so wat dra jou deur 'n krisis? Wil ek amper sê ek gaan 100% antwoord kry. Dis 'n maklike antwoord. Nie wat dra my deur 'n krisis nie, maar wie dra my deur 'n krisis? En die persoon wat my deur 'n krisis dra, is God. God is my anker. Dit is die rots waarop ek staan, die vaste rots wat nie wankel nie. Maar ek dink dat wanneer mens baie keer by die huis kom en die krisisse staar jou weer in die oë en jy voel jy kan dit nie behoorlik hanteer nie en of daar nie uitkoms ergens vorentoe is nie, dat daar 'n golfie van twyfel oor jou begin spoel. En dat dit vir jou sê, dat dit vir jou voel dat God sê ja, hy help, maar dit voel nie of hy altyd daar is vir my en ook nie in hierdie omstandighede nie. God kan jou dra, maar dit lyk nie asof hy vir my deur hierdie krisis wil dra nie. En dit bring ons vanoggend by die eerste punt, geloof in spervuur. Daar's hierdie spanning aan die een kant van, kan God help? Teenoor, wil God help? Die spanning tussen sekerheid en twyfel, tussen hoop en wanhoop, tussen geloof en ongeloof. Hierdie wisselwerking tussen die twee waar tussen 'n mens baie keer rondval in tye van krisis. Ons as gelowiges weet en ons glo dat God kan. Daar's immers niks wat God nie kan doen nie. Maar net soms voel dit asof hy nie wil help nie, of jy hom nie kan vertrou oor sy beloftes nie, want ergens in ons lewens het ons hierdie ding van sien is glo. En nou lyk dit nie asof God wil help, dat jy hom kan vertrou, dat hy jou gaan help nie. Ons ken dit in hierdie krisisse wat ek genoem het. Telke male wanneer jy jouself in daardie krisis bevind, dan vra jy jouself af, maar hoor die Here dan nie as ek smeek nie? Wat het van sy beloftes geword? En baie mense het al in hierdie krisissituasies begin moed opgee. Hulle het in die proses hulle rug op God begin draai, want hulle sê op die ouende, wat help dit om vir God te dien? Toe ek God die nodigste gehad het, het hy my die steek gelaat, en baie keer kry mens dat mense dan op die ouende totale ateïste word. Dit wat in ons lewens gebeur, dit gebeur wanneer daar hierdie dinge in ons lewe gebeur wat ons swaar laat kry. En dan die eenvoudige antwoorde waarmee ons dikwels groot geword het, dit deeg net nie meer vir ons nie. Wanneer jy in hierdie krisis is en mense sê, maar moenie bekommer nie, God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Ag, moenie bekommer nie, alles gebeur vir 'n rede. God sal jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie. Dan sê jy op die ouende, weet jy wat, dit werk net nie meer vir my nie. Hierdie goed bedoelde klisjées verkrummel wanneer jou kind aan kanker sterf, of wanneer jou huwelik dalk op die rots is, of wanneer jou besigheid misluk ten spyte van jou beste pogings, dan sê jy hierdie klisjées werk net nie meer vir my nie. En begin jy vra en wonder, is dit dan nog ooit die moeite werd om in God te glo? Waar is God se almag? Wanneer jy so moedeloos en magteloos en hooploos is, nêrens heen toe gaan, niemand wat kan help nie, dan begin jy die twyfel oor jou spoel. Mense kan so saam met Job se vrou voel. Julle ken mos nou die verhaal van Job, nee?
Hy is beroof van sy besittings. Weerlig is sy vee en veewagters doodgeslaan. Sy kamele is geroof, dit is sy motors. Sy kamele is geroof, sy slawe is doodgemaak. Sy kinders sterf almal toe hy op hulle inval. En Job word getref met hierdie pynlike swere van kop tot tone. Hy sit op 'n ashoop en hy krap hom met 'n potskerp om net van hierdie gejuk ontslae te raak. En dan lees ons in Job 2 vers 9 dat sy vrou na hom gekom het en met hom gepraat het en gevra: Job, bly jy nog steeds by wat jy glo reg is? Hoekom vervloek jy nie God en kry klaar en gaan dan dood nie? Sy het na dit alles gekyk. Die omstandighede, Job se geloof wat so beproef word en daar lyk of daar geen uitkoms is nie, daar's geen lig in hierdie tonnel nie, en ten spyte van hulle toegewyde lewe, lyk dit nie of God tot hulle redding kom nie. En dan sy einde vir Job sê: Job, gee dit op vir 'n bad job. Kry klaar. Wat help dit dat jy God getrou gedurende toegewyde gelowige was? Wat het dit jou in die sak gebring? Niks of niemand kan jou meer help, nie eens God nie. Skryf God af en kry klaar daarmee. Ek wonder baie keer of die pa hierso in Markus 9 nie ook so gevoel het nie. Sy kind wat deur hierdie gees, doof en stom gees besete was, hom in die vuur en die water gegooi het om te probeer doodmaak. En dan het hy gehoor van Jesus se wonderwerke en alles wat Jesus verkondig. En dan in desperaatheid kom hy by Jesus se disippels en vra: kan julle nie asseblief help nie? Julle is immers elke dag saam met hom, julle is Jesus se disippels. En die disippels probeer en te vergeefs. En nou is op die ou einde by Jesus self. Sy laaste uitwerk. En sy ervaring van die verlede maak dat hy nie meer glo dat iets of iemand hom kan help nie. Hy is selfs onseker of Jesus hom op die ouene kan help. En daarom kom hy na Jesus toe en hy vertel sy storie en hy sê: as u tog miskien iets daaraan kon doen, kry ons jammer en help ons. As u miskien iets kan doen. Die twyfel. Here, ek weet nie eens of u iets kan doen nie, maar as u dalk iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En dit bring ons by die tweede punt, geloof in die smeltkroes. Jesus daag hierdie pa uit in hoofstuk 9 vers 23. Jesus sê toe vir hom: jy sê, as jy kan. Dan sê Jesus: laat ek jou 'n bietjie reg help. Laat ek jou 'n bietjie jou twyfel tegemoet kom. Laat ek jou vertel, alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. En nou moet ons dit vanoggend reg verstaan, hierdie alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Alle dinge is moontlik beteken nie 'n onbeperkte menslike mag nie. Jesus gee nie hier 'n towerformule vir hierdie pa, soos glo net genoeg en jy sal kry wat jy wil nie. Daar is nie so iets soos 'n geloof wat 'n knoppie is wat jy druk. Dis nie 'n tegniek, geloof is nie 'n tegniek wat jy vir God kan beheer of kan manipuleer nie. Geloof is nie prestasie nie, maar geloof is vertroue in God se almag en getrouheid. As Jesus vir hom sê, alles is moontlik vir iemand wat glo, dan gaan dit nie oor sy geloof nie. Alles is moontlik vir iemand wat glo in God, wat glo dat God tot alles in staat is, dat God alles kan doen. Want God is die Almagtige. Hy kan alles doen. Ja, hy is nie gebonde aan menslike vermoëns soos ek en jy nie. Hy is nie gebonde aan die natuurwette soos ek en jy nie. Daar's geen situasie wat vir God hooploos lyk nie. Want God kan skep. Hy kan genees, hy kan red, hy kan herstel, hy kan ingryp waar mense nie kan nie. Hy is nie beperk deur tyd, ruimte of krag nie. Hy kan harte verander, hy kan sondes vergewe, hy kan nuwe lewe gee, hy kan selfs lewe uit die dood gebied.
Daar's niks wat God nie kan doen nie. Hy kan al hierdie dinge doen en nog veel meer. En ja, ek en jy glo dit. Maar sal God, wil God dit ook vir my doen? Dit is baie keer die eintlike vraag waarmee ek en jy worstel. En dit laat ons voel soos hierdie pa. Ek glo, Here, ek sukkel, help asseblief, want ek sukkel om te glo. Dit bring ons by die derde punt, geloof as vertroue. Ek weet dit voel baie keer asof God ander mense se gebede beantwoord, maar nie jou eie nie. Asof God hulle raak sien en iets aan doen, maar asof my gebede onbeantwoord by God verbygaan. Dit voel God kan, maar dit lyk nie of hy eintlik wil vir my help nie. En dit laat mense in hierdie krisis van, mag ek as 'n gelowige kind van God so stoei met hierdie onsekerheid? Mag ek twyfel? Mag ek hierdie klein geloof in my hart bære soos hierdie pa? Want soms maak dit my bang as ek so stoei met hierdie dinge en dit laat my wonder, sal God my nog aanvaar as ek so baie vrae vra? Sal God nie begin aanstoot neem as ek al hierdie bewyse soek nie? Sal God my nie dalk ergens langs die pad begin verwerp en sê, dis nou genoeg nie? En dis hoekom hierdie gedeelte ook in Markus 9 opgeteken is. Want Jesus skryf nie die pa af nie. Hy sien die twyfel waarmee hy worstel, want hierdie pa kom met 'n ervaring van niks en niemand wat meer kan help nie. Hy sien hierdie twyfel waarmee hy na Jesus toe kom. En Jesus verwyd hom nie oor sy sukkelende, twyfelende geloof nie. Inteendeel, God kom hom tegemoet in hierdie twyfelende geloof en maak sy seun gesond. Nie op grond van die pa se geloof wat maar wankelend en twyfelend was nie, maar op grond van die pa se geloof in Jesus. Op grond van die pa se geloof in Jesus. Geloof is nie 'n absolute sekerheid oor die uitkoms nie. Jy kan nie sê as ek dit gebid het en dit gevra het, dat dit verseker die uitkoms is wat God gaan gee nie. Geloof is eerder 'n vertroue in wie God is. Geloof is nie net in wat God kan doen nie, maar wie is die almagtige en die getroue en die betroubare God. Ons sien iets daarvan weer eens by Job. Job gee nie op nie. Hy bly vra. Hy redeneer met sy vriende oor dit wat hulle vir hom sê, en hy sê vir hulle, dit maak nie altyd sin wat julle sê nie, want dit lyk nie asof God so optree soos wat julle sê hy behoort nie. En dan vat hy vir God aan in sy twyfel en hy vra vir God, maar waar is u in hierdie situasie? Is dit nog die moeite werd? So Job het nie stil gebly nie. Hy bly vra totdat hy uiteindelik in verwondering besef, die God wat hy voorstop kry, die God wat hy in die beskuldigingsbank sit, is die almagtige God, die soewereine God. God kan doen wat hy wil. Dis wat soewereiniteit beteken. Hy kan doen wat hy wil. Hy het niemand se raad of goedkeuring nodig om te doen wat hy wil doen nie. Hy skuld niemand 'n verduideliking of 'n antwoord oor hoekom dinge so in jou en my lewe gaan nie. En Job sê, hy wat Job is eintlik maar net verganklike stof. Korreltjie, die groot raadsplan van God.
Daarom skryf Paulus in Romeine 11 vanaf vers 34, hy sê, wie van ons kan regtig verstaan hoe God dink? Of wie sou as sy raadgewer kon optree? Of wie sou ooit aan hom 'n guns kon bewys vir wie hy dit sou moes vergoed? Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag en alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Want as ons die Bybel reg lees, sal ons sien dat God nêrens vir ons 'n pynlose lewe sonder swaar kry en probleme beloof nie. Hy beloof nêrens, dit sal net met ons goed gaan nie. Om die waarheid te sê, hy waarsku ons juis in Johannes 16 vers 33, hy sê, in die wêreld sal julle swaar kry beleef. In die wêreld sal julle swaar kry beleef. Maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin, sê Jesus. Skep moed. Dinge is nie verlore nie. En daarom kom Paulus en hy skryf en sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons liefhet. Ons is meer as oorwinnaars deur God se krag, wat ons in die storms van die lewe staande hou, staande laat bly, deur aan God vas te hou en hom te vertrou. Dat ek God kan vertrou, God weet wat hy doen. Dis wat Romeine 8 vers 37 sê. En God weet waarheen hy met elkeen van ons op pad is. En hy weet wat vir elkeen van ons nodig is op hierdie pad waarby hy ons vat. En al lyk en voel dit vir ons soms asof God onregverdig is. Al lyk en voel dit soms asof God 'n dowe oor vir ons nood en gebede het. Kan ons hom vertrou? God weet beter. Ons kyk met ons beperkte menslike insig na ons omstandighede en dit wat met ons gebeur. En ons kan net dit raak sien. Maar God sien die hele prentjie en hy weet wat vir my en jou die beste is. Hy beloof in Hebreërs 13 vers 5, hy sal jou dra. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy sal jou nooit op jou eie laat te midde van jou krisisse nie. En selfs al gaan jy deur donker dieptes, wat jy voel daar's geen uitkoms meer nie, sê Psalm 23 vers 4, ek sal nie bang wees nie, want ek weet verseker, in sy hande is ek veilig. En waar sy hande my heen dra, ek kan maar rustig terugsit en weet, ek is veilig. En as God sê, hy sal alles ten goeie laat meewerk, dan sê jy baie keer, Here, ek weet nie meer of ek dit kan glo nie, ek weet nie of ek dit meer wil glo nie. Want Here, wanneer gaan hierdie ten goeie meewerk? Hoe gaan dit ooit in hierdie situasie ten goeie meewerk? Dis is die volk in die woestyn, 40 jaar. Hoe lank, Here, gaan ons in hierdie woestyn moet voortploeter? Hoe lank voordat ons in die beloofde land gaan kom, en dit lyk nie asof hy met ons op pad is soontoe nie, want ons loop in hierdie kringe, al om en om in die woestyn. Maar dat jy God kan vertrou, deur selfs deur jou twyfel heen, want hy is God. En ek en jy, ons is net mense. Ons is nie God nie. Ons is maar soos die gras wat verdor, dag daar is en môre weg is. Maar dat ek aan God kan vashou, om te weet, hy het my nie laat los nie. Daarom ten slotte wil ek jou vanoggend vra. Vra jouself af, wanneer die twyfel oor jou spoel, wanneer jy soos hierdie pa in klein geloof van voor Jesus staan en sê, Here, as U kan, maar Here, ek weet nie of U wil nie. Wanneer hierdie twyfel jou oorval, vra jouself die volgende vraag af. Het God jou so lief,
dat hy bereid was dat Jesus in jou plek doodgemaak word, eerder as om jou prys te gee. Vertrou jy hom as die Vader, wat na jou sal omsien en jou sal versorg fisies, emosioneel en geestelik? Vertrou jy hom dat hy jou beste belang op die hart het? En vertrou jy hom dat hy weet wat hy doen en waarheen hy op pad is met jou? Miskien sukkel jy om op hierdie vraag onomwonde en in volle vertroue ja te sê. Maar ek wil volgende vir jou sê, God sal jou nie verwyd of afskryf nie. Jesaja 42 vers 3 sê, God sal 'n geknakte riet nie verder afbreek nie. Mense wat dof brand soos 'n lampet sal hy nie uitdoof nie. Hy sal nie iemand wat al reeds op sy knieë is in die grond intrap nie. Hy sal nie iemand se laaste bietjie hoop vernietig nie, sê die boodskap vertaling. Hy sal nie. Ook nie met my en met jou nie. God kan en wil jou help. Dalk nie op die manier en die tyd wat ek en jy wil nie. Maar jy kan God vertrou. Hy kan en wil en sal op sy manier, op sy tyd, want hy is God. Daarom bly bid deur jou twyfel heen. Here, ek glo U kan. Ek vertrou U sal. Ja, selfs wanneer ek sukkel om te glo. Here, kom my klein geloof te help. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die vrede van God, te midde van krisisse, vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly
totdat Jesus weer kom. Amen.